ons gaan daar die eerste, die derde en die 5de vers sing. Ons sing die lof van Jesus saam met 2:1:5. Ons mag net vir Cammy. Baie dankie Cammy. Psalm 124, 138 en 146. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir elkeen van u en vrede van God ons Vader deur die werking van die Heilige Gees. Ons draai na mekaar toe, groet mekaar. Nuwe gesigte, 2026 is voor ons. Ons afkondigings vanoggend. Almal het netjies ingelewer. As jy net wat iemand nog nie weet, dis 2026. Die jaartema vir hierdie jaar is ons is
Godse mense, gegrond op die woorde van Paulus in Efesiërs, en ons sal later 'n bietjie weer daarna verwys. So dis ons tema vir die jaar. En ek wil vra, broers en susters, nooi familie en vriende om saam met ons die goeie nuus van die Here Jesus Christus aan te hoor elke dag wanneer ons as sy kerk die byeenkom. Nooi mense rondom jou om saam die Here Jesus te kom bywoon, sodat ons die Here kan loof en prys, want ons is sy mense, hy is ons God, hy is ons Here. Die kerkkantoor, dankie tog, is weer oop. Sonder die kerkkantoor voel dit vir my is ons amper verlore tipe van wat administrasie aanbetref, so ons is so dankbaar. Wendy is terug op amptelik, eintlik is dit donderdag al gewees, maar maandag maak die deure van die kantore weer oop. Dan, broers en susters, ek gaan op verlof en hier is aangedui van die tweede af. Dit is so dat ek daar vroeër gaan, die weer Zeriaga gaan geboorte gee en hulle het 'n vermoede, mens weet ons nog nooit hoe hulle vermoed, sy is nie baie gesond nie, en die dokter het gesê, die swangerskap is op die staan baie moeilik, maar wat hulle vermoed vroeg gaan gebeur is dat die babatjie vroeër gaan kom, en ek is vir die kerk gevra of dit reg sal wees dat ek vroeër gaan, want ek wil baie graag daar wees om al by te staan. So ek weet nie presies hoe laat dit gaan, want ons die vliegtuigkaart is verander, so ons sal maar net vir u wat doen. Dan, in hierdie tyd wat ek op verlof is Dominee Arnold of Dr. Arnold Nadel, die het al aan hom geleer ken, hy het al met ons eredienste gelei, hy is aan diens, hy het ook, sy telefoonnommer is ook daar beskikbaar, neem 'n foto sommer met jou selfoon, indien daar 'n noodsituasie is, of enige iets wat jy op wil jy graag weet met iemand gesels, Dominee Arnold is beskikbaar, hy het homself beskikbaar gestel vir ons gemeente om ons daarby te staan. Hy gaan nie al die sondae die woord bedien nie, een van die sondae in Februarie gaan broer Michael, en een van die sondae in Maart, broer Johan. En ons het volgende week ook broer Johan, en dan gaan al wat is van gebeur. Dan, Sister Trudy, ons leierouderling, sy is ook beskikbaar, op die agenda is daar nommer, skakel haar as daar noodsituasies is. Ons jong mense begin vanoggend met sondagskool, en ons sal sien hoeveel van hulle vanoggend opdaag, en ons glo vertrou die Here dat nog meer kinders hierdie jaar sal aanhou die sondagskool en die opleidings van geloof af te lê. Dan gemeentebediening, ons week van gebed, die het almal 'n pamflet op 'n gids ontvang. Ons week van gebed begin vanaand, ons gaan vanaand by Suster Simmel byeenkom, en die enige van die ook wil kom, om 7:00 is ons daar by haar aan huis, tot 8:00, en ons gaan een van die Bybelfigure behandel. So jy kan kyk op die blaadjie wat jy ontvang, week van gebed, ons gaan lesse behandel van Bybelfigure, of wat deur Bybelfigure vir ons leer oor hulle gebedslewe. En ons gaan spesifiek kyk na hoe hulle gebede geformuleer het. Jy kan daar op die blaadjie kyk, die totale manier waarop dit plaasvind, of hoe jy dit moet lei as leier hoof van die huis, of as jy op jou eie doen, hoe jy jouself, hoe jy dit vir jou inrig staan daar, op die derde blaadjie, hoe ons die uur van gebed gaan inrig. Jy kan maar net daar lees, die vraag is dan ook daar onder punt 4, wat jy dan kan behandel. So kies vir jou, dit staan daar, so kies 'n Bybelfiguur in die laaste bladsy. Staan daar Bybelfigure, kies dan as gesin een van die Bybelfigure vir die aand, en dan lees jy die tekste, lees ook die gebed, want jy sal sien, daar's agtergrond, lees die agtergrond, en lees die gebed dan daarmee saam, en die vraag is gebaseer op die gebed, wat daar op die blaadjie aangebring is, waar moet dan as familie saam, en dan word die gebed geleer. En dan kan die alles so pas vir ons gesê, en is baie jong om dit te hoor, dat daar bende geweld op die stadium van die alles in Kensington area is,
Ai, dit is so hartseer om te hoor, dat ons Kaapstad agteruit gaan. Dit is nie lekker nie, dit kommer mense om dit is so. Dit asseblief vir tannie Alice en almal wat daar aan kennis in die area woon. So die biduur gaan nie plaasvind daar by haar die 21ste van die as baie dankie tannie, sterk vir ons God van my kant. Die Bybelstudies die 2 Februarie, dit gaan wel gebeur. Ek gaan daar uit Amerika uit Bybelstudies doen, daar in die middel van die nag. Dit gaan plaasvind, ek Wendy sal afkondig soos dit gaan gebeur in die plaas van vind. Gemeenteondersteuning, die taakspanne vergader wel in die week. Ek sal met die elke ene in besonder die taaks van barmhartigheid, eiendomme en kommunikasie met die kontak maak en die tyd swaar te bevestig. Ons gemeente barmhartigheid, spesiale dankoffer hierdie of spesiale offers, leeroffers is vir daardie kans so spesifiek en ons doen dit tot in Februarie, tot in die maand Februarie is vir daardie kans. En dan, broers en sisters, asseblief bære jou geld vir ons Potjie Kos kompetisie. Koop 'n kaartjie vir jouself, koop 'n kaartjie vir jou familielede en asseblief ondersteun ons Potjie Kos kompetisie. Die datum gaan nog vir u verskyn, maar terwyl u nog nie die datum sien, die maak so nou jou geld by mekaar, en dan kan jy ons lekker saam kom kuier en saam kom eet. Die ander daarso is 'n vanrand by dis die Kerk Louwberg en dis die dienie wat dit saamry op die 28ste Februarie. Daar's 3 km, 5 km en 8 km en jy sien daar's op intermedia.com, jy kan daar skryf net sommer 'n foto dan kan jy weet daar's nog mense in die gemeente wat lekker hardloop. So kom ek wil sien en ek wil julle medaljes sien as ek terug is. Broer Grey, is jy reg? Ek wil medalje reg, wonderlik. Dan baie geluk aan ons boeties en sissies wat in hierdie week wat voorlê, ons week van gebed vir jaar, die 20ste, Michael Adams, die 21ste, Leslie Bereide Johartie, die 24ste, Sister Rosalind Isaacs, aan elkeen van hulle, en besonder baie geluk mag die Here vir julle seën en seën. Kom ons sing vir ons broer en susters, broer en susters.
daai area. Daar's probleme in België. Luister broers en susters, dit gaan nie goed in ons Kaapstad nie. Dit gaan nie goed nie. Kom ons bid asseblief met baie erns en vertrou die Here vir sy genade om tot ons redding te kom. Tot sover dan die afkondigings. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Buig jou hoof, rig jou gedagtes op die Here. En laat toe dat die stilte jou te rustig kom in sy teenwoordigheid. Die vrug van ons stilte is gebed. Die vrug van ons gebed is geloof. Die vrug van ons geloof is liefde. Vrug van die Gees. Die vrug van liefde is diens. Vrug van diens is gebed. Amen. Kom ons staan saam, dan loof ons, prys ons die Here met die woorde, loof die Here, hy is goed. Die eerste, die tweede en die derde vers. En hierdie kan nog van ons die geloofsbelijf van Sanders.
ons nog iets PowerPoint presentation opgesit. Kyk. Baie dankie. Ons buig ons voor in aanbidding van ons Here. Liefdevolle Hemelse Vader, Here, ons kom en verootmoedig voor U. En ons wil vra, Vader, vergeef asseblief hierdie mense wat nie weet wat hulle doen, wat besig is met bose werkinge, wat mense se lewens neem, wat mense se lewens in gevaar staan, wat mense se lewens vernietig. Die bendeleiers en hulle lede, ons bring hulle vanoggend voor U, Vader, ons bid. Wil U deur die Gees genade betoon en hulle aanraak. Wil U ons, die kinders, oprig, Here, dat ons boldly sal opstaan vir die waarheid en U woord sal bring aan hierdie mense wat 'n lewe, mense se lewens, mense se besittings, mense se kinders nie respekteer. U nie respekteer nie. Ons vra, Here, asseblief vergewe hulle dinge. Here, want hulle ken nie vir U nie, hulle weet nie van U nie. Wil U help, Here, dat hulle tot redding sal kom, verlos sal word van hulle bose werkinge, van hulle misdaad wat hulle pleeg, hulle kriminele oortredings, hulle kriminele neigings. Ons bid dit, Here. Ons bid vir al die mense wat werk in die verskillende buurte, Here, ons buurtwag, ons lede van ons buurtwag, ons polisie, lede in die CBD wat ook patrouillering doen. Ons bid, Here, vir hulle veiligheid, vir hulle bewaring, vir hulle beskerming. Ons bid ook, Here, dat hulle deur U bekragtig sal opstaan, Here. U waarheid sal spreek, die wat U ken, Here, en U dien. U waarheid sal spreek oor die mense se lewens. Ons bid vir die dienste area wat nou gebuk gaan, Here, onder die geweld. Wil U vanoggend, Here, ons gemoedere kom rustig maak, wanneer ons na U woord luister, Here. U weet hoe alles in hierdie wêreld vir ons onrustig maak. Vader, dinge gebeur so vinnig, ons kan nie trek daaraan nie. Wil U asseblief deur die Gees vanoggend ons harte fokus op die woord. Ons harte fokus op die boodskap wat U vir ons wil gee, vir die nuwe jaar wat vir ons voorlê. Dat ons sal hoor, Here, dat elkeen van ons wat U kinders is vanoggend hier, ons ore sal oop hê. Wil U ons ore self oopmaak dat ons die waarheid sal sien op openbaar voor ons. Spreek tot ons asseblief, Vader, en verheerlik U self deur alles wat ons dink, doen en sê. In U naam, Here Jesus. Amen. Broers en susters, ons gaan na heelwat teksgedeeltes vanoggend kyk, maar ek wil wegtrek met die eerste teksgedeelte, Efesiërs 1. Ons het paar Sondae terug, was ons tema, die jaar se tema, ons is God se mense. En Paulus sê vir ons uit Efesiërs, uit hoekom ons God se mense is. En ons is God se mense nie by our choice. Ons het nie kan kies om God te wil doen uit ons eie uit. Ons kan nie kies om te sê dat hy die Here is uit ons eie uit. Alles, wie ons is, wat ons bely, gee die Here deur sy Gees vir ons die krag en vermoë om te kies en om gehoorsaam te wees. As Paulus dan vir ons kom sê, ons is God se mense, is ons God se mense deur die Here se wil vir sy geseënde is. En ons het lank bespreek, daar Sondag kon nie dit kernagtig sê. Die tweede, ons is God se mense, omdat hy dit lang al vooraf bestem het. En ek gaan nou vir ons daar vers lees. En ons is God se mense, want dit is tot sy lof
en eer dat ons is, dat ons leef, dat ons gered is. Want dit is sy heerlikheid wat daardeur sigbaar word in hierdie wêreld waarin ons leef. Paulus skryf vir ons in die 4de en die 5de vers van Efesiërs 1. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies. Dis 'n uitverkiesing. Sodat ons heilig en onberispelik in liefde vir hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om deur Jesus Christus as sy nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. En dan die 6de vers wat sy wil, en sy wil. Dan 'n ander teksgedeelte, en dit is dan deel van die tema vandag. Die Here sê vir elkeen van ons wat sy mense is, jy is myne. En dit staan in Jesaja 53 vanaf die 1ste tot en met die 5de vers en ek wil dit graag vir u lees. Hierdie woorde is woorde wat 'n mens kan red in 'n oomblik waar jy voel jy verlore is, in 'n oomblik waar jy voel jy is totaal en al moedeloos, in 'n oomblik waar jy aangekla voel, afgebreek voel, verneder voel, bang voel. Help hierdie woorde, red hierdie woorde ons, maar nou so sê die Here jou skepper, die een wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie. Hier staan Jakob en Israel, maar ons sit ons name daarin. Moenie bang wees nie. Want ek het jou losgekom. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, ek is by jou. Of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie gestrooi word nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek die Here jou God, die Heilige van Israel, en almal wat bygevoeg is in Christus Jesus, jou verlosser sê, ek gee Egipte as losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek, omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Jy is myne, sê die Here, ons Here. En broers en susters, ek wil baie graag na aanleiding van hierdie teksgedeeltes met u deel wat die Here op my hart vir ons gelê het, vir hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê. Ons is nog in die nuwe maand, die eerste maand, en hierdie maand dink ons vooruit oor die jaar wat vir ons voorlê. Want vanaf Februarie is dit asof ons op 'n rollercoaster is. En julle almal ken 'n rollercoaster. Hy ry so stadig op na bo toe. En jy voel die adrenaline pomp so deur jou are. Dis Januarie. Jy is pas stadig, want in Januarie het jy niks meer geld nie, jy het alles geblaas. En dan kom jy hierbo, en die begin van Februarie. Daai rollercoaster, as hy daar lostrek, dan gaan jy net, en jy gil, en jy gil, en jy gil, tot daai ding stop. So, 2026 lê vir ons voor, soos 'n rollercoaster ride, of soos wat ek hier geskryf het, en ek wil dit graag vir u lees, die hele boodskap, bear with me please. Dit lê voor ons uitgestrek, 2026, soos die lang pad op na die noordelike deel van Suid-Afrika, daar waar die Kreerwoudtuin se hoogste deel is, Afgooi. Op hierdie reis wat ons in is, in 2026, sal ons genoodsaak wees om dikwels wanneer nodig van die pad af te trek. Om, soos iemand wat van die pad af trek, om kos te gaan koop of brandstof in te gooi, sal ons in ons lewensvoertuig afjam om lewens
aan te vul met tyd in God se woord. Matteus 4:4 sê vir ons, "It is written," en Jesus het dit gesê, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ons sal ook ons lewensbrandstof aanvul met gebed tot ons lewende Here. En Jesus het gesê in Matteus 6:9-13, "Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." Die Here leer ons om ons brandstof, lewensbrandstof met gebed aan te vul, en daarom ook ons week van gebed in Januarie, sodat wanneer die herrouwelijkheid af begin gaan, die jaar in volle swang hardloop in ons ry 2026 met volspoed in, ons voorbereid sal wees vir wat vir ons voorlê. Ons brandstof vir ons ook aan met gemeenskap wat ons het met medegelowiges. Hebreërs 2:23 skryf 42 sê, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Soms in hierdie tyd sal ons deur ons lewensomstandighede geforseer word om vir 'n tyd lank onsself by God se dienstasie in te boek. Ons sal partykeer kry 'n mens, jy kry 'n voertuig probleme langs die pad, en dan moet jy by 'n volstasie of 'n dienstasie motorhawe gaan intrek en vra hulle moet aan die voertuig werk. Lewensomstandighede kan ons so forceer dat ons vir 'n tyd lank onsself by God se dienstasie moet inboek, waar ons spesiale geestelike en fisiese versorging kry. Psalm 51 vers 1 en 2 sê, die psalmdigter sê, "Here, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin." Here, maak my gesond, heel my. 51 vers 10-12, "Create in me, Lord, a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Here, hernuwe my gedenke, my totale menswees. "Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore me to the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me." Ander kere sal ons moet terugdraai van die pad waarop ons onsself bevind, om in die lewenskaart wat deur God self opgetrek is, vir ons duidelik aandui dat ons die verkeerde afdraaipad geneem het. In Jesaja 30 sê die Here vir ons, "Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it." Want ons lewenspad, broers en susters, bestaan nie net uit volstasies, dienstasies en afdraaipaaie. Ons lewenspad bestaan ook uit opdraandes en afdraandes. En die opdraandes in ons lewe, en ons almal weet daar's opdraandes, die Here sê dit in Jakobus, ons gaan dit nou lees, maar hierdie opdraandes verg dat ons wilskrag sal hê en uithoudingsvermoë, en om hierdie lewenspad op daarop te bly en te volhard. En daarom skryf
beskryf Jakobus die opdraandes as beproewings en moedig ons aan om een daaroor bly te wees. Want as ons geloof die toets deurstaan, sal ons dit ons in staat stel om te verhard. Die Engelse weergawe, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Die Hebreërskrywer weer moedig ons aan. Hy moedig ons aan om hierdie pad waarop ons is en waar daar opdraandes is, met volharding die wedloop aan te hou, hardloop. Al is jy moeg, jy weet as jy 'n opdraande vat, hoe moeg is jy? Jy voel op jou bene lang word, jy wil eintlik tot stilstand kom. Maar die Hebreërskrywer sê die volgende: Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, hulle wat aan die mens gestaan het, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Hierdie pad wat ons is toe. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of it. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Dat jy nie moeg sal word, en jou hart moed sal verloor op die opdraandes. Maar daar is ook, weet ons, op hierdie pad wat ons hardloop, en ook in hierdie jaar, afdraandes. En ons sal dink dat opdraandes iets van ons verg. Nou afdraandes is 'n baie lekker ding, as jy met jou kar ry, kan jy vriend. As jy dit draf, is jy toch te dankbaar, want opdraandes verby, en jy draf gemakkelijk teen die afdraande af. Maar in die lewe, verg afdraandes van ons konstante selfbeheersing, en konstante nederigheid. Galasiërs, die ken hierdie vers baie goed, is die vrug van die Gees, is het geleer van kleins af, en ek wil fokus op 2 spesifiekes, forbearance and self-control. Konstante selfbeheersing, konstante nederigheid. Wanneer dit voorspoedig gaan in alles wat ons aanpak, dan benodig ons 'n groot maat selfbeheersing, 'n groot maat nederigheid, om die volgende, die voorspoed wat ons het, nie toe te eien aan ons eie bekwaamheid nie. Nou die dag, soos broer Graham staan ons daar in die deur en ons praat oor die gebou, dit was verlede jaar, en hy sê vir my, hoe die Here hulle seën, en hoe goed het met hulle werk gaan, en hy gebruik die woord, hy sê, maar dis die Here wat dit alles vir ons gee. So wanneer ons voorspoed het, ons hierdie lekker afdraande bepaal, is dit nodig om selfbeheersing en nederigheid toe te laat om oor te neem in ons lewe, sodat ons nie daai voorspoed aan ons eie bekwaamheid toe eie nie. 2 Korintiërs 10 vers 17 beskryf dit. But let the one who boast in the Lord, for it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Dis nie vir ons om te roem in onsself nie, maar ons roem is in die Here. Want God se hand van voorsienigheid is op ons, en ons moet aan hom erkenning gee. Romeine 8 vers 32 sê, He who did not spare his own son, but gave him up for all of us, how will he not also, along with him, graciously give us all things? 2 Korintiërs 9 vers 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Dit is God
wat alles aan ons gee. Ons sal dit aan hom herken, dit is hy, dis nie onsself nie. Ons sal ook erkenning aan hom gee deur gebed en danksegging. En Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, that with thanksgiving, present your requests to God. En dan die genade, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jou hart en jou gedagtes mag gaan. En broers en susters, laastens op ons reis, naas die dienststasies, die volstasies, die afdraaipaaie, die opdraandes en die afdraandes, is daar in ons lewe ander padverbruikers. Die Here Jesus sê vir ons, God sê vir ons, julle is myne. Julle is my beelddraers. Ons is gemaak na die beeld van God. En wanneer ons in Christus Jesus is, dan straal ons Christus uit. En wanneer ons in Christus Jesus is en ons bely Christus, kyk die wêreld, ons wil verstaan nie, na ons. Hulle sien ons voorbeeld. Hulle sien hoe ons leef. Hulle hoor ons woorde. Hulle hoor as ons loop. Hulle hoor as ons skel. Maar hulle hoor as ons dankbaar is. Hulle hoor as ons omgee. Daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan. Dis nie net ons wat op hierdie lewenspad is nie. Dis nie net ons wat in die jaar 2026 is nie. As kinders van die Here, sy mense nie. Daar's ander mense wat saam met ons is. Ons medebroers en susters, ons medemens, hulle wat nie die Here ken nie. Hulle ry almal saam met ons op hierdie lewenspad. Hulle saam met ons in 2026. Of hulle saam met ons ry, ons families en vriende, of hulle in 'n ander rigting ry, ons medemens, die mense in ons omgewing, of as hulle bloot ons net verwys nie. Hulle is saam met ons op die pad, waarheen hulle ook al gaan. En ons moet, as die Here se kinders, as God se mense, hulle met ons hele wese in ag neem. Filippense 4 vers 2, 3 tot 5, en dan is daar ander tekste. Ek kan vir my vra as jy hierdie gedeelte wil hê, en ons baie tekstgedeeltes wat ek nie lees nie. Galasiërs, Lukas, Matteus, Hebreërs, Spreuke, alles praat oor hoe ons moet omgee vir medegelowiges, maar spesifiek vir medemense. Filippense 2 vers 3 tot 5. Do nothing out of selfish ambition of vain conceit. Moenie die pad ry uit selfsug of eersug. En dink net aan jouself nie. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ons in hierdie gemeente, en ons praat nou van St. Stephen's, buiten dat ons medebroers en susters het in verskillende denominasies, verskillende gemeentes, ons het mekaar so nodig. Ons kan nie aan die einde van 2026 kom as ons nie vir mekaar bid nie. Dink aan jou broers en susters, daar het van hulle en Sonja hulle maas verloor. Daar het soveel mense verlede jaar hulle geliefdes verloor. Van hulle, ek hulle geliefdes verloor aan die hand van mense wat geen anders lewens tot lewe. Daarom is dit vir ons belangrik
dat ons vir mekaar sal bid. Ons vergeet soms, ons dink as ons boetie en sussie by die kerk instap en hy glimlag en hy lag, is okay. Suster Trudy, sy smaal altyd. Maar so 'n keer is dit soveel pyn. Ons moet dink aan ons boeties en sussies. Ons self nie eers ag nie, maar bid, navraag doen, omgee, liefde gee. Galasiërs 5:14 sê, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Die mense rondom ons, die mense wat nie die Here ken, hulle het ons nodig. Mense in ons gemeenskappe. Soms stap iemand by jou hek verby en hulle vra, Master, het jy 'n bietjie brood vir my? En partykeer raak ons gefrustreerd en ons word kwaad, want baie van hulle sny kos in 'n asblik en dit maak ons swaar opstaan. Maar dit is sy of haar prerogatief dat hulle met daai kos maak. Dis ons wat omgee en versorg. So as hulle dit weggooi, iets anders, maar ons wil omgee. Ons wil kyk op watter manier kan ons vir almal rondom ons liefde gee. Die Here Jesus het die storie vertel in Lukas 10 vers 33 tot 34. Maar 'n Samaritaan, soos wat hy gereis het daar 'n man afgekom. En u weet hierdie man was deur rowers aangeval en maar die Fariseërs het aan die kant toe aan hom verbygeloop, maar die Samaritaan, en jy ken die storie en verhaal van die Samaritane, hy het omgegee. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him. Hy het betaal vir daardie man. Dit is hoe ons in hierdie jaar omgee vir ander mense. Nie ons eie sak belangriker af nie. Ons gee. Sommige van die padverbruikers, en dit is jou broer en suster, en ek het dit in 'n waarheid gesê, ook mense wat hierdie Here dien. Hulle sal met hulle lewensmotor gestrand langs die lewenspad staan, of lewensvoertuig onklaar, om die wil te hê om by hulle stil te hou, om aan hulle persoonlike behoeftes, hulle geestelike behoeftes en hulle fisiese behoeftes aandag te gee. Sê die woord van ons sal baie liefde, vriendelikheid, goedheid en sagmoedigheid verg. En weet ons, hierdie liefde, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, nederigheid, kom nie uit ons eie krag. Jy kan dit nie iewers vanoggend gaan haal uit jou yskas en dit eet en dan het jy dit nie. Dis net die Gees van die Here alleen, deur sy teenwoordigheid in my, daar elke dag, Here, asseblief neem die Here van my lewe vandag. Moenie jou worry oor môre en of jy môre gaan self weer sal hê. Worry oor vandag. Sodat die Gees van die Here in jou konstant beheer neem en jy jou eie beheer van jou lewe neem. The fruit of the Spirit, Galatians 5:22, is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ons kry dit van die Heilige Gees. Dit en vra. En as ons dan kyk na hierdie jaar, dan dink ons, dit is 'n wille jaar wat vir ons voorlê. As jy op 'n rollercoaster is en jy gaan daar af, en onthou toe my ma eendag saam met my sê, op 'n hoë ouderdom, saam met my een van daai goed gegaan lees en ons het vergul. Na die tyd is die maar met tande uitgevolg. So toe, ja, sy het dan in tyd gegryp. Toe ons bereik, toe sy by die sirkel gekom. So 'n mens, wanneer jy met daai rollercoaster, wanneer jy die jaar afgaan, dan raak 'n mens angstig. Maar die Bybel leer ons is nie bang vir 2026. Want wat vir ons voorlê, hy wat in ons is groter as hulle wat in die wêreld is, hy wat in die wêreld is.
bly in ons. Ons is sy mense. En ek het nou vir u die vers gelees in Efesiërs 1, vers 4 tot 5. For he chose us in him before the creation of the world, to be holy and blameless in his Son. In love predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Ons is God se mense. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie te vrees nie. En Jesaja het ons genoem. Hy sê, jy is myne. Jy is myne, ek kyk na jou, ek versorg jou, ek sien om na jou, ek beskerm jou, ek bewaar jou. Daarom hou ons vas aan die Here se woord. Ons hou vas aan al die beloftes in die Here se woord. Filippense sê, I can 5:13 sê, I can do all things through Christ who strengthens me. Die ene sê om anders te. Ek kan alles doen deur Christus Jesus wat my daarvoor in staat stel. Ek is deur hom bekragtig. En ek wil afsluit 2 Timoteus 1 vers 6 tot 7. Dit is my een van die mooiste verse in die Bybel. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. En dan sê Paulus hierdie pragtige woorde. En broers en susters, hierdie is die woorde wat ek vir u wil sê, onthou dit in 2026. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. Ons het nie 'n gees van vrees nie. Ons het 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. Wanneer jy daai vernoudheid voel en daai gees van vrees oor jou kom, dan staan jy op en jy sê ek het nie 'n gees van vrees nie. In my word die gees van God wat vir my krag gee, liefde en selfbeheersing. Mag my liefste broers en susters in die Here Jesus Christus, ek het u verskriklik lief. U beteken vir my baie. Die mense van St. Stephen's het baie diep ekskuus in my hart ingekry. En my gebed vir julle is dit in hierdie jaar net vooruit sal gaan, dat julle die Here se vreugde sal beleef, in alle omstandighede, sy vrede sal beleef, al is daar opdraandes, al gaan dit moeilik, dat julle sal weet, die Here het julle lief, hy het ons lief, julle is, David, hy sê, David skryf, hy sê, ek is die appel van die oog. Ons is God se mense. Hy sê vir ons, jy is my. Amen. Ek gee vir die oomblik van stil gebed. Heilige Gees van God, U wat in ons woon, wat ons in staat stel om elke dag tegemoet te gaan, met moed, liefde, krag en selfbeheersing, vreugde, vrede, blydskap, volharding. Heilige Gees van God, neem besit van ons. Vul ons elke dag opnuut met die heerlike teenwoordigheid, elkeen van ons. Help ons in 2026 om elke dag aan hierdie woorde wat ons gehoor het, uit die woord uit terug te dink. Dat ons sal onthou ons is U mense, ons is U kinders, vrygekoop deur Jesus deur U bloed. Deur U
met Uself. Herinner ons daaraan dat ons hierdie jaar met moed en krag vooruit sal beweeg. Maak die saak of daar opdraand is of daar afdraand is, of ons moet intrek by die dienstasie om ons 'n bietjie af te stop en ons 'n bietjie te diens die Here. Maak die saak wat dit is waar ons bevind. Versterk ons, gee vir ons krag, Here. Net soos U dit kan doen deur die werking van die Heilige Gees. En Here, ons wil bid, hierdie week wat ons saam gaan bid, wat ons saam in geloof as gesinne gaan staan, Here, ons gaan almal as gesinne vanaand in die aande op die dag by mekaar kom om U naam aan te roep. Here, wil U op ons harte lê wat ons moet doen. Geef vir ons woorde, Here, dat ons nie ons eie woorde sal gebruik nie, maar U woorde. Geef vir ons U woord. Herinner ons aan tekste in die Bybel wat ons U woord vir U kan teruggee om U te herinner, Here, in ons gebedstyd. Here, ons wil bid vir ons wêreld, Here. Ons wêreld is aan die brand. Ons land is aan die brand. Ons kyk rondom ons. Ons areas waar ons woon, Here. Wees ons genadig, Here, asseblief. Ons bid vir elke een hier, Here. Wil U elke een wat vanoggend hier is, seën, Here. Seën met alles wat hulle nodig het, geestelik en fisies. Dat hulle niks sal kortkom nie. Dierbare Here Jesus. U sê dit in elk geval vir ons in die woord. En ons sê nou al vir U dankie dat ons weet. U gaan ons seën, want U sê U wil ons seën. En ons dank U daarvoor, Here. Dankie vir U beskerming. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. Ons wil as gemeente saam vir U sê, Here, ons het U baie lief. En ek wil vra gemeente, sê saam met hierdie woorde, Here, ons het U baie lief. Here, ons het U baie lief. En in die naam van Jesus. Amen. Daar was nou geleentheid vir die dankoffers.
ons is so dankbaar, Here. U ook die lig wat skyn in ons lewe. Here, dat u ook die kerk Here oopgehou het vandag, Here, op ons, sodat ons u seën kan ontvang. Here, ontvang u die gawes, dat eer van u werk en u is, Here. Seën elke hand te gee, in Jesus' naam. Baie dankie. Here, ons sluit af, broers en susters, met lied 408, ons gaan nader. 4 verse sing, helder skyn ons lig vir die nasies. Kom ons staan. Jy is God se van nou af tot in ewigheid.